dan kom daai woordjie, jy vra iets van die Here af, maar dan kom daai woordjie daai twyfel in jou hart. Halleluja. Wie van ons is volgende by plek? Wie is eerlik volgende? Halleluja. Almal. Daar is sekere dinge in jou lewe wat gebeur, omstandighede. Nou vra jy die Here, op die keer verwag jy net, iets gaan gebeur, en dit gebeur nie direct nie. En dit maak ons, dat ons twyfel dat die Here bestaan. Vanoggend in my gees terwyl ek sit, en ek sonder bietjie af, vroeg vanoggend, wys die Here vir my, daar is iemand in die tronk, waar daar sit en hy. Hy sit al baie lang in die tronk, en hy weet nie, of hy ooit daar gaan kom nie. Hy bid, en hy vra die Here, en elke keer, kom hy voor in die hof, en hy loop weer by die trap af. Soos hy moet is gepleeg. Hy voel hulpeloos. Ek en jy sit met omstandighede in ons lewens, wat ons hulpeloos voel. Ons voel dat die Here nie, daar is vir ons, hy kom nie deur vir ons nie. Ons sit daar met iemand, wat een verslaafd is, en ons probeer hoe hard, om die persoon te help, maar weet nie wat gebeur? Jy bid vir die persoon, maar het gebeur nie. As jy sien, dan is die persoon weer terug waar hy was. Jy sit al en jy vanoggend, soek jy daar een blyplek van die Here af. Halleluja. Jy soek daar een blyplek van die Here af in jou eie. Maar weet jy wat, ek en jy is skuldig aan sekere goed. Luister wat ek sê. Ek en jy die Here het my vanoggend gewys. Ek en jy is skuldig aan sekere goed. En dis hoekom die blessing nie gebeur nie. Dis hoekom die Here nie op 'n plan nie gebeur nie. Want weet jy wat, ek en jy is op die plek waar ons moet wees. Luister wat ek sê, ek en jy is op die plek waar ons moet wees, want weet jy hoekom? Ons twyfel in die Here. Halleluja. Ons twyfel dat sekere goed in ons lewe kan gebeur. Moenie 'n fout maak volgende nie. Want weet jy wat? Ek het hierdie woord van die Here afgekry met julle te deel, maar dit geld vir myself ook. Halleluja. Daar is sekere goed in my lewe wat gebeur op hierdie oomblik. En ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. Maar die Here het my volgende gewys, weet jy wat? Kry jou vertroue waar ek moet wees. Halleluja. Kry jou vertroue waar ek moet wees. Almal dink altyd, dit gaan lekker in jou lewe. Dit gaan seepglad. Dit doen nie. Dit doen nie. Beteken ek myself gaan deur 'n moeiliker tyd as wat jy dink moet gaan. Halleluja. Maar weet jy wat ek nog nooit verloor het? My vertroue in die Here. Volgend van die Here my terug, door die liedjie luister van Provide. Toe die eerste keer die liedjie luister, ek weet nie hoe dit gebeur. Ek was op my swakste, halleluja, op my swakste punt in my lewe. En weet jy wat gebeur? Die liedjie kom op. Iemand stuur my die liedjie. Weet jy wat, dat ek in trane begin uitbars in my lorry, wat ek gery het. Toe ek die liedjie luister,
die dinge rondom jou. Jy sien nie die dinge rondom jou, maar jy sien nie wat God kan doen. Luister wat ek sê, jy kyk vas in alles wat om jou gebeur, maar weet jy wat, jou fokuspunt is nie God nie. Jou fokuspunt is die dinge wat om jou gebeur. Halleluja. Ek het soveel mense gehad, wat elke dag met my praat, en weet jy wat, ek neem het in. Bid vir my vir dit, bid vir my vir dit, bid vir my vir dit. Ek kan vir jou bid. Maar as jy 'n twyfel in jou hart ontwikkel, kan ek niks daaraan doen nie. Jy moet glo met jou hele hart dat God dit kan doen, dan gaan dit gebeur. Halleluja. Ek is excited om met die woord te deel vandag. Want die Here het my gewys. Vra wat ek gehad het as ek bid. Sê Here, hoe gebeur die goed wat nou gebeur? Ek verstaan het nie. Maar weet jy wat? Het my woord gegee. En ek is excited, want ek weet dat die Here nou 'n weg, wanneer hierdie week wat kom, gaan hy weg voor die dood maak. Halleluja, ek kom met julle hierdie deel, dis amazing. Dis amazing. Iemand vra my gister, hoor jy bereid nooit voor vir die diens. Hoe gebeur die goed wat jy kan boodgee op Sondag? Weet jy wat? Ek is gebless daar. Dankie die Here vir hy. Hoor jy jare lank het ek in my lewe gebid vir wysheid en kennis. En weet jy wat? Die Here het my oorvloedig. Want weet jy wat, nou kan ek het al die Here gevra, en ek loop nie wat ek vanoggend sê nie. Ek het al die Here gevra, Here, hoe? Jy gee my nie 'n woord om vandag te deel nie. Dan loop ek in die kerk in, maar gee die Here my 'n woord. So ek kom, en ek sê vir jou vanoggend, ons fokus moet begin regkom op die Here. Jy moet hom vra, dit dat jou hart begin, en jy sal dit verkry as jy nie twyfel nie. Ja, hierdie woord, dit is amazing. Kom ons gaan gou 2 Konings 6, vanaf vers 14. Nou ek gaan nie die hele hoofstuk met julle vanoggend lees, julle kan dit self gaan lees. Onthou hierdie woord. Julle ken vir Elisa. Hy was 'n profeet van die Here. Julle ken hom. Wie ken Elisa? Halleluja. Ken almal. Lyk so. Kom ons gaan kyk. Okay, sê gou vir my wat het Elisa? Niemand kan my sê as jy hulle nie geken nie. Halleluja. Luister gou. Eendag stuur die koning van Aram toe 'n groot leer en baie perde en strijdwaans om die dorp te omsingel. Toe die dienaar van die man van God die volgende môre vroeg opstaan en buite toe gaan. Luister mooi, julle moet baie mooi luister. En buite toe gaan, wat ek julle vraag op? Wat denk julle wat het gebeur? Toe hy buite toe gaan, hy net sy voet uit by sy deur gesit. Wat denk julle wat het gebeur? Mense wonder, ne? Wonder, kom ek sê vir probeer. Sien hy oor ons net troepe, perde en strijdwaans. Nou die is die diensknegt van Elisa gewees. Luister. Maar nou roep hy vir Elisa. Ag meneer, wat moet ons nou maak? Luister.
sê? 2. Elisa was 'n profeet van die Here af. En sy diensknegt was saam met hom, so sy diensknegt het uitgeloop. En weet jy wat het gebeur? Ek wil net met jou in dieselfde oggend in hy prentjie insit. Ewe skielik, nou, sien hy, net strijdbaans, dis oorlog nou. Hulle gaan ons doodmaak. Luister wat ek sê. Daarom gaan ons nou doodmaak. Dis hoe die omstandighede lyk, né? Dis ek reg volgende. Oral om jou gebeur dinge en jy voel jy staan alleen. Is net jy, hulle by hier ou was 2. So hy was 'n ou wat bang was. Want hy was nie was op die plek waar Elisa was. Luister gou. Maar nou roep hy vir Elisa. Ag meneer, wat moet ons nou maak? Met in jouself, jy loop jou deur en jy beskielik is daar net mense om jou wat jou doodmaak. Luister wat ek sê. Wat dink jy? Ek is seker dat jy wil begin hardloop. Jy gaan net iets soek en gaan hardloop. Because wel gaan jy nou doodmaak. En jy gaan mense bang word. Dis ek raak was ek kyk. Weet jy wat sê Elisa kom? Luister gou mooi. Moenie bang wees nie. Sê Elisa vir hom. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. Hoe kan hy so sê? Luister gou. Hoe kan hy so sê? Hulle is 2 alleen. Luister mooi. 2 alleen. Hulle is omsingel. En Elisa sê vir sy diensknegt, daar's meer aan ons kant as hulle. Luister. So neem jy die situasie op wat jy volgende sit. Het jy oorweldig? Is dit jy wat alleen aan staan? Luister gou mooi. Jy moet hierdie woord vat volgende. Ek vat hom vir myself. Want ek weet wat die Here beplan. Toe bid Elisa is 'n profeet van die Here. Soos ek en jy ook profete van die Here wat ons verkondig sy woord aan mense. Luister. Toe bid Elisa, Here, maak tog sy oë oop sodat hy kan sien. Wat dink jy oor dit? Wat dink jy oor wat het gebeur? Elisa is 'n profeet. Sy diensknegt. Kom jy op hier en vir jou volg. Why? Want hy is omsingel. Jy is geroep volgens, luister wat ek sê. En intussen kyk jy na al die ander goed om jou vas. Maar jy kyk nie in die goedheid van God vas. In die volgende stuk. Die Here het sy dienaar sy oë oopgemaak. Toe hy opkyk, luister. Elisa het vir hom gebid sodat sy oë kan oopgaan. Toe sy oë oopgaan, luister wat het hy gesien. Onthou. Hy was vreesbevange. Onthou mooi. Toe hy opkyk, sien hy dat daar baie perde en strijdwaans van 4 op die heuwels rondom Elisa was. Hy het gebid. Jy het gebid vir die omstandighede volgende Japie. Jy het gebid vir die omstandighede.
raak sien. As jy bid en die Here vra, Here, help my. Dink jy aan die een kan skryf? Dink jy daar omstandighede, die Here gaan los dat die omstandighede jou laat platval. Ons gaan ook na die amazing sister doen nou. Halleluja. Ja, ek sien in my gees al die beperk. Hy vlamme om hulle. Ek wonder wat hoe die diensknecht toegedruk, Sit jouself in die bootjie. Jy sien hier al die wereld in die vrees bevang en nie beskielik, kom die kalmte oor jou. As jy sien hoe baie die Here se mense om, die engele en almal, daar is om jy te beskerm. Toe die Arameese leer nader gekom het, bid jy die Here, luister gou my. Here slaan hulle tog met blindheid. Slaan hulle omstandighede met blindheid. Die Here het gedoen soos Elisa gevra het. Halleluja. So kan die Here jou situasie beoordeel. Elisa sê toe vir hulle, julle is op die verkeerde pad. Hulle het gekom as julle vroeg voor die woord gaan lees, die verse voor dit. Hulle is gestuur om Elisa hulle gevangen te neem. En Elisa het gebid, Here slaat hulle met blindheid. Nou hulle is blind geslaan, hoor die volgende woorde. Elisa sê toe vir hulle, julle is op die verkeerde pad. Dis ook nie die regte stad nie. Luister, wat het julle, sit jouself in die situasie voor. Hulle het gekom om jou dood te maak. Jou omstandighede het gekom om jou te verwoes. Jy het gebid. En jy hoor soos hy vra, Here slaan hulle met blindheid. En hoor wat sê, ek sal julle neem na die man vir wie julle soek. Hulle soek eintlik vir Elisa, luister wat ek sê, en hy vra vir God, slaat hulle met blindheid, hulle moet my nie raak sien nie. En hy sê vir hulle, kom ek vat julle gou. Hulle is blind, so hulle moet hom volg. Hulle moet hom volg, dan waar hy gaan gaan. Ja, dat is amazing. Halleluja. So het hy hulle na Samaria toe gelei. Net toe hulle Samaria ingaan, bid Elisa, Here laat hulle weer sien. Hoe mislei is hulle? Halleluja. 2 ouens, sit julle in my prentjie. 2 ouens, die Here julle leer. En hy bid, Here, slaat hulle met blindheid. Lei hulle na 'n plek toe. Weg van ons af, hulle kan ons nie doodmaak nie. Halleluja. Soos die omstandighede volg, Here, staan die vyand met blindheid. Laat hy my nie raak sien met my hart nie. Want hy verhinder jou om by jou koning te kom. Ons almal dien die Here. Ons almal het die Here in ons harte. So ons almal kan bid. En jy sê met omstandighede wat jy kan nie verander nie. Dink jy nie is hoogtyd dat ons God vertrou en verseker in ons lewe doen? Julle kan hy verder gaan lees. Julle kan hy verder
moet ek hulle doodmaak. My vader, moet ek hulle doodmaak? Natuurlik nie, sê Elisabeth. Die Here vra hom, moet ek hulle doodmaak? Maar hy sê nee. Hy sê nee. Ek en jy sal die hele storie nou heeltemal omgedraai. Ons sal sê, die Here maak hulle dood, sodat hulle my nie kan doodmaak nie. Een reaksie op een reaksie. Jee. Heer, ek soek die huis, ek soek die plek. Die vyand wat my so aanval, Here, laat ek nie by my plek kan uitkom nie. Maak sy oë toe, laat hy my op aanval. En weet jy wat gaan die Here doen? Sy oë is gaan gesluit wees en jy van die plek laat hy trek. Halleluja. Ek is gewoon excited vir die week wat kom, halleluja, ek is gespring, want ek weet die Here gaan intree in sekere situasies in my lewe. Wie sal met my excited voor? Halleluja, daar is 'n paar hande wat op gaan volg. Prys die Here. Is dit nie awesome woord nie? Die Here wys vir my vanoggend, ons twyfel te veel. Gister was nie meer plek in die kerk. Nie eens vir 'n meisie wat rondhardloop. Halleluja. Maar die Here het my gewys, weet jy wat? Don't stress. Gister was 'n begrafnisbou van 'n biker. En ek het iets gehoor. Net so ek by gaan. En wat niemand met my gedeel het. Albei ons is bikers. Hulle gaan nie kerk doen, weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Want hulle word gejudge. Hulle word gejudge. Ons moet ophou oordeel. Jy weet nie wat die Here besig is om te doen nie. Hy kan van die swakste hou die beste maak. Halleluja. Jy moet soms nog ekstra hande knap gee vir die omstandighede wat volg. Halleluja. Weet jy wat moet ek in jou begin doen? Sê Here, dankie dat jy in my omstandighede intree. Halleluja. Dankie dat jy vir my die weg wil maak. Dis hoekom ek hier geluister het, ek sal die, want weet jy wat? Ek prys die Here vir dit wat in my lewe aangegaan het. En weet jy wat? Dis tyd om vir die Here om verskoning te vra dat ons moet twyfel. Want as jy dit vir God gegee het, kan hy omstandighede verander. Halleluja. En vanoggend, baie lang woord gee nie, ek die woord is afgeleer. Halleluja. Ek en jy moet nou net gaan besluit, gaan ons dit vat of gaan ons dit nie vat nie. Luister gou wat ek sê, as hy 'n hele mag sy oë kan toegemaak het. Daai klein omstandighede wat jy in sit nie, kan die Here verander in 'n oogwink. Halleluja. En 'n oogwink, as jy hoor jy as jy so maak, en jy bid en jy sê, Here, super. Jy gaan happy wees. Jy gaan happy wees, want weet jy wat?
na jou toe gaan kom. Ek het bevestig om my kry oor die woord. Luister gou wat sê die Holy Bible. Lukas 1 vers 37. Wie het verstaan dat? Niks is vir God onmoontlik nie. Amen. Halleluja. Niks. Nie omstandighede nie. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Gister was so amazing. Kom nie Jackie. Gister was so amazing, halleluja. Nou Jackie het laas week gesê, sy begeerte, sy grootste begeerte is om die Here te dien en vir die Here te begin werk. Luister gou mooi. Luister gou baie mooi. Ek wil hê jy moet sien wat die Here doen. Ek wil hê jy moet vanoggend moet jy kyk na wat die Here doen. Halleluja. Wat is jou grootste begeerte wat jy nou gehad het? Wat het jy vir my gister gesê wat soek jy? Sê het daar? Is selfvoed. Michael! Waar is hy? Kom boy. Maar weet jy wat gebeur? Kom ek sê nog op jou, kom ek teken nog op jou prentjie voor. Halleluja. En die weer, sê ek hier mannetjie van my. Jy weet ons is het nie. Ek sê hom, moet nie dit doen nie. En hy gaan doen. Ek het nie die prentjie raak gesien. Ek het het gister eers raak gesien. Halleluja. Ek het nou die hele story vertel, as jy klaar is, Michael en Blake van Jackie, gee wat jy wil gee. Halleluja. Hy het jou 'n present gebring vandag. En 'n present. Dit is wat kom as jy die Here in die lewe kom. Jy sal nou sien. Jy moet maar wys wat jy het. Wat is 'n present? Jy moet staan daar nie. Jy moet hulle hier kom wees. Jy moet die mense kom wees. Papiere. Wat is er met papier? Wat is er met papier? Bonen. Wat is er met papier? Wees wel. Halleluja. En hy was spesifiek, luister gou wat ek sê. Hy het net die 3 tenne gevra nie. Hy het gevra, hy soek 'n voorbeeld wat sal kan vat, want hy wil met my praat. Halleluja. Nou die weer, sê ek vir die mannetjie hoor nie, hy sê, hy wil 'n baby voor koop. Ek sê hom, moenie na die sekere ou toe gaan nie, want hierdie sekere ou gaan jou indoen. Weet jy wat? Hy gaan net een koop hier. Maar luister wat ek uitmaak, hè? Ek sê hom, moenie die foon gaan koop nie. Maar ek het geweet wat die Here beplan het. Halleluja. Maar ek het geweet dat die Here hom gestuur het om die foon te koop met sy spaargeld. Maar eindelijk het hy die foon gekoop sodat Jackie hom kan kry. Kyk na die groter prentjie, julle. Kyk na die groter prentjie. Ons kyk altyd in hierdie ding vas. En ek dink om myself gister. Hoorie, maar ek
is eintlik skuld ek moet lei die op beskoon. Hallo, sorry hoor. Ons is ook maar pa en ouers, probeer ook ons kinders net help. Maar net ek geweet dat die Here eintlik vir hom gaan bring of het saak weer voor te bring. Halleluja. Sien wat ek nou sê, volgens ons trek altyd vas in die dinge. Maar minder is die Here besig met 'n groter ding in ons lewe. Hy is besig met iets groters. En ek en jy, hoor in die wêreld hou ek en jou so vas, om hierdie klein goedjies raak te sien. Minder sien ons die groter prentjie wat die Here eintlik bedoel. Halleluja. Ek dink, gister, sê ek vir my suster, ek wens dat die kerk so vol kan wees Sondag, soos wat hy gister was. Maar weet jy wat wys die Here vir my volgende? Weet jy wat wys die Here vir my volgende? Jy kon gesê nee, dat hy liever graag is jou nie. Maar my plan is, onthou wat gebeur in die familie, wat gebeur in ons huis. Die Heilige Gees beweeg nie. Luister nou wat ek sê. So ek en jy mis op hierdie groter prentjie. Gister terwyl hy ons hier so gesit het die Here lang geraak. Party van hulle. Hoor wat ek sê, ek en jy sien die groter prentjie raak. Ons tyd geword dat ek en jy ons groter doel in die lewe raak. Halleluja. Hou op vaskyk aan dit wat die wêreld jou voer. Wanneer jy nie goed genoeg is vir die Here. Wanneer jy nie goed genoeg is om geseën te word. Hou op vaskyk in dit. En weet jy wat? Kom ons plaas ons vertroue op die Here. Net op hom alleen. As jy iets wil doen, vra die Here. Luister gou wat ek sê, vra die Here, raadpleeg die Here. Dan sal ek en jy kry, dit wat ons hart gee. Kom ons hou op twyfel. Want hy woordjie, twyfel, staan in twee mense se pad om oorwinning. Halleluja. Want eerste wat jy doen, jy doubt yourself. Jy twyfel in jouself. Ek het vanoggend met iemand gepraat. En weet jy wat? Hou op twyfel in jouself. Doen dit wat God van jou verwag om te doen. As hy iets op jou pad stuur om het te doen, dan moet jy dit doen. Hou op dat die wêreld se twyfel in die pad staan van jou oorwinning. Luister wat ek sê, die Here het 'n beter plan vir jou lewe. Maar jy staan in die pad. Wat sê jy nie sal doen en hy diensknegt? Luister gou wat ek sê. As jy Lisa nie gebind het nie, weet jy wat het met hulle gebeur? Daar het ook 'n hartaanval en aan gekry. Hulle het nie eens nodig gehad om dood te maak nie. Is ek nie? Men nie staan alleen en daar is duisende mense om. Jy sien as jy Lisa getwyfel het, dan het hulle nie gemaak nie. Dan het hulle nie gemaak. Maar Lisa het gebid. Dis die eerste ding wat ek gedoen het. Hy het gebid. Soos jou omstandighede jou vasdruk, die eerste ding wat jy doen is bid.
Jy moet bid, sodat die Here in jou situasie kan intree. Luister wat ek sê. Of jy jouself bevind tussen 'n lot mense wat jy wil doodmaak. Luister wat ek sê. Want keuses, hulle het 'n keuse gehad. Hulle het nie 'n keuse gehad. Of hulle gaan vertrou op hulle eie insigte, maar hulle sou dit nie gemaak het. Kom ek sê nou, hulle het hulle gewere gehad en alles, sou hulle dit nie gemaak het. Maar die eerste wat hulle gedoen het, hulle vertrou op die Here. Hulle het vertrou op God. Julle kan dit verder gaan lees, is 'n baie interessante hoofstuk hier. Polisie kom om jou te vang, het dan nie. Ek sien nie die kogel. Polisie kom om jou te vang. En jy weet dit wat jy gedoen het. Maar jy hier gestaan. Met tronk. Ek sien hier in my gees volgen. Nou dat ek so dink, ek het 'n video al gesien. Van 'n ou, luister wat ek sê, 'n ou wat 'n gangster was. Ek weet niemand het hom op sy kop gesien. En die polisie was agter hom aan. En het in 'n kerk gegaan. En hy gaan bid, Here, beskerm my. En ek gee my lewe na oor wie. Laat die polisman in die kerk geloop het. Hulle loop by hom verby. En hulle sien hom nie raak nie. Het julle die video gesien? Is amazing hoe God is. Ek kom op by stadium van die geveg in jou lewe en jy dink is alles all over. Alles is oor. Ek kan nie meer verder aangaan nie. Alles rondom my is besig om mekaar op te val. Ek weet nie eindelijk. En die oomblik, as jy dit doen, voor die Here, dan sien jy, daar is die weg oop. Wie het al daar weer gedaan? Halleluja. Op jou swakste, luister wat jy, op jou swakste, op jou heel swakste, is die Here op sy sterkste. Op jou heel swakste is die Here op sy sterkste. Dis presies wat in die woord vanoggend gebeur het. Ek merk in myself, ek sit myself in hy prentjie in vanoggend. Van 1000 soldate op jou in die oor. Om te dink, hoe awesome was het om het te sien? Die ou wat hulle wil doodmaak, lei hulle na 'n ander plek toe. Halleluja. Hoe amazing is dit? Ek wil hê jy moet hierdie woord vat vanoggend. Die omstandighede wat jy in sit. Jou man wil nie die Here wil dien nie. Ek wil hê jy moet hierdie woord vat vanoggend en maak hom jou lewe. Ek wil hê dat jy moet bid. Ek gaan vir jou bid vanoggend, sodat die Here jou oë kan oopmaak.
Laat jy op vaskyk in die goede wat die wêreld op jou pad stuur. Maar laat jy gefokus kan wees op die dinge van God. Dit wat God kan doen, nie wat die wêreld jou kan doen. Halleluja. Kom ons lê die woord net aan ons. Vader, ek kom vanoggend, Here, en ek vra U, elke familielid wat hier so sit, Here, elke een wat 'n probleem het, Here, elke persoon wat vanoggend hier sit in twyfel, Here, dat U vanoggend hulle geestesoë sal oopmaak, Here, sodat hulle die onsienlike kan sien, Here. Die onsienlike dinge wat die wêreld op hulle pad stuur, Here, dat hulle 'n deurbraak sal kry, dat hulle sal sien wat om hulle aangaan, Here, en hulle geestesoë sal oopmaak, sodat U hulle sal wys, Here, dit wat hulle moet doen. Vader, ek vra vanoggend, Here, korrek ons op elke spoor wat ons loop, Here, dat ons in die regte rigting sal wees, dat U die rigtingwyser sal wees, Here, en ons sal wys in die plek waar ons moet loop. Vader, ek vra vanoggend, Here, verwyder elke negatiewe ding in ons lewe, Here. Vader, help ons om positief te dink. Begin ons te help om positief te lewe ook. En help ons, Here, dat ons vertroue terugkry op U, Here. Want dis U wat die onmoontlike kan doen. Vader, so bid ek ook, Here, elke persoon wat vanoggend hier so sit, wat dink daar is nie uitweg vanmôre nie, Here, dat U by hulle sal staan, U hulle sal wys, Here, dat daar wel 'n uitweg is. Here, dankie vir die woord vanoggend, Here. Dankie, Here, dat U vir ons weer eens wys hoe groot U is, Here. Wat U kan doen. Vader, ons hier en ons prys U vanoggend, Here, vir 'n awesome week wat môre gaan begin, Here. Dankie, Here, dat U klaar U hande daarin het. Dankie, Here, vir die seëninge wat U op pad is vorentoe vir ons, Here, en elke persoon wat op ons sukkel, Here, dat U by hulle sal staan. Ek bid, Here, dat vir hierdie familie, Here, elke siekte, Here, dat die genesende hand oor dit sal wees. Vader, so bid ek ook vir elke persoon daar buite wat verlore is, Here. Here, dat hulle weg sal terugvind na U toe. Here, dat hulle sal begin vertrou op U en nie op die wêreldse dinge nie. Vader, elke persoon wat koud kry vanoggend, Here, wat U kos het, Here, ek bid vandag dat U voorsien. En ek bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. So hierdie week, kom ons gaan volsteen. Kom ons gaan volspoel. Ek weet, en ek weet, dat die Here klaar in my volgende week is. Wie weet het nou volgende? Ek wil hê ons met die onmoontlike dinge begin raak sien, wat jy dink is onmoontlik, is vir God moontlik. Kom sien die moontlike dinge raak. Hou op gefokus wees op die negatiewe dinge. Weet jy wat? Die Here wys vir my iets volgende. Moenie dat as dit goed gaan met jou, dat jy die Here een kan toestem. Want kom ek sê nou weer, my opa het altyd vir my gesê, moenie klippers skop op die pad waar jy weer moet loop nie. Want dit gaan moeiliker wees om terug te loop. So kom, ons loop die pad. Luister wat ek sê. En ek moet dit vir iemand sê vanoggend. Dit het tyd geword dat jy die Here jou nommer 1 moet maak. En nie jou probleme nie. Dit het tyd geword dat ek en jy moet begin voluit lewe vir die Here. Die Here vra vir my en jou op 'n Sondag, 'n uur van ons tyd. Halleluja, is dit al? Maar wat doen jy vir my en jou? Dink jy nou ons verskuldig dit aan hom?
Daai hierdie. Daai klein bietjie tyd. Daai intieme tyd wat jy al profeet saam. Daai intieme tyd wat jy met die Here net bietjie en dan binne wil ingaan. En om net daai situasie van jou gee. Hy bietjie stil raak. Dink jy nie ons wat dit vir hom gee? Ek dink dit is beter as om te twyfel. Halleluja. En die Here sal weer vir jou in elke situasie wat jy is. Halleluja. En vir die persoon wat hier so sit vanoggend wat twyfel dat hy iets van God kan doen. Weet jy wat, tyd om op te staan. En dit te doen, dit wat jy wil doen. Hou op dat die wêreld jou negatief maak. Hou op dat snaakse goed jou negatief maak. Begin fokus op dit wat God wil hê jy moet doen. Halleluja. Praise die Here. Ons gaan ook met JP Frans. Hy sê ja, om ons onder die bloed te sit vir die weer. Dankie te sê vir die kos. Halleluja, kom JP. En dan genoeg vir ons. Kom ons stap. Ons Here, ons dierbare Here, ons Vader, weer eens baie dankie dat ons kan mekaar bring het as familie. Vader, ek vra dat ons nou onder die voedsel sit en ons beskerm vir die res van die week. Vader, so vra ook dat die kos sal sien en ook die aan wat het voorbereid. Ons praat nog van Jesus